Ja, goeiemôre ook van my kant af. Is lekker om julle almal weer te sien. Ons het so baie verlang na julle. En ja, dit is net goed om weer hier te wees. My naam is Jaco en saam met Mariet is ons deel van die bedieningsspan hierso. Ja, die Nutsman storie is nogal interessant. Dit is nou een gawe wat ons nie oor beskik nie. Ek kan onthou nou die dag, nou laai hulle, deesdae kom meubels mos in bokse aan. Ek weet nie of jy het al gesien het nie, hulle laai dit in 'n boks af. Nou het ons 'n studeerkamerstoel vir stoel bestel, nou kom hy daar in 'n boks aan. Dis 'n stoel, kom in 'n boks aan. Dan het hulle hierdie klomp prentjies, ek dink die Chinese het dit saamgestel, ek weet nie, maar ek weet nie of hulle oogies 'n invloed het op die manier hoe hulle daai goed sien nie. Al wat ek weet is, hulle sit altyd te veel skroewe in en die ding lyk nooit soos hulle op die prentjie gelyk het nie. En as jy daai goed kan interpreteer, is jy regtig 'n nutsman en die Here vir jou 'n geweldige groot gawe gegee. So ons is baie opgewonde oor hierdie groep. Miskien net vir julle 'n bietjie terugvoer gee van die afgelope paar kere wat ons nou nie was nie. Eerste plek, het ons kampus wat deel is van ons sone in Auckland, Nieu-Seeland besoek by Jacques. Miskien net vir julle noem, hulle het oorspronklik begin met 'n Afrikaanse diens en dit gaan baie goed in die Afrikaanse diens. Hulle hier op hierdie stadium, ek het vir jou so 1 of 2 foto's daar geneem, hier hulle op 'n Sondagoggend die 7de dag se Adventiste kerk. Dis daai kerkgebou wat jy daar sien en dit is 'n baie baie mooi gebou. Aan die binnekant, die volgende slide, kan jy maar net sien die Afrikaanse diens is vol. So ons het hulle nou begelei en saam met hulle gedink dat hulle 'n tweede Afrikaanse diens gaan begin en dan aan die onderkant het hulle nou 'n Engelse diens wat hulle gaan plant. Ons het ook dan met 'n Kiwi 'n onderhoud gehad om moontlik om aan te stel. So en dan op die einde van die dag, gee net gou die volgende prentjie. Daar kan ons sien, daar's die span wat in Nieu-Seeland is, Cornelia wat al die jare gewerk het daarvoor, hier is die worship leier hier voor, daar's Jacques se vrou, so ons het so 'n foto net saam met hulle geneem, en ons dink daar's nog 'n fotootjie, en dan wil ek net vir hulle noem, hier is hulle nuwe gebou, hulle het 'n ander skoolsaal wat hulle gaan hier, die staat gaan net nou in hierdie skoolsaal verander, so hierdie skoolsaal kan hulle nou eers volgende jaar, het hulle klaar toestemming gekry, kan hulle volgende jaar Julie maand, kan hulle dan occupied, en dis hoekom ons gesê het, begin dan met 'n tweede Afrikaanse diens en dan 'n Engelse diens, maar hierdie saal gaan dan die hele oggend deel wees van die Doxa Deo Auckland. En ons is so opgewonde en bid asseblief saam met hulle, en dis klomp goed wat nou moet gebeur, en die Kiwi wat ons moontlik gaan betrek vir die Engelse diens, en ons glo op die einde van die dag, en ons sien dit ook, dat Jacques maak 'n groot impak in daardie stad. Miskien die eerste keer dat ons in Nieu-Seeland is, maar Auckland is net soos George. Selfe temperatuur, selfe alles. Is net soos hier. Is net baie groter. En in elke shoppingcentrum wat jy inloop is Afrikaanse mense. Daar is verskriklik baie Afrikaans. Jy hoor die Afrikaans oral. Elke village waar daar is, soos hierso, sê nou maar Hiddepark is Spar en dit, is daar Afrikaanse shop. Hulle verkoop biltong en droos. Daai Kiwis laaitjie biltong, maar ek wil dit vir jou sê, hulle staan sulke rye. So dis baie interessant net om van ons mense daar te sien. Ons het ook baie vennote gesien wat deur die jare deur Doxa Deo gekom het. So miskien net dit vir julle te noem. Gister het ons 'n baie spesifieke dag gehad, ons Hartland skool. Ek weet nie wie van julle het onlangs al verby gery nie, maar die Hartland skool het nou, hulle is nou besig om te bou. En ons was gister daar en het die inwyding van die skool gehad in die opsig van ons het Bybels in die fondasie gesit. En ons is baie opgewonde dat ons teen die einde van die jaar beweer hulle gaan die skool sal klaar wees en by 2027 gaan die skool begin. So bid asseblief saam met ons. Doxa Deo is saam met Mos is die ouens wat die skool gaan ran. Bid saam met ons. Ons moet nou 'n skoolhoof aanstel, onderwysers en al daai goed moet nou gebeur, maar dit gee ook vir ons geleentheid dat die kampus wat ons het in Hartenbos, Doxa Deo Hartenbos in die laerskool, ons gaan nou nog 'n kampus plant in Hartenbos, Hartland. Daar gaan ons nog 'n kampus plant, ons 4de kampus, en ons is baie opgewonde saam met die ouens daar, en bid saam met ons, onthou, ons is een span, ons vind net uitdrukking hier in die tuinroete op verskillende sites, so dit was baie opgewonde. As jy daar verby ry, sien die skool, en ja, kom ons kyk wat gaan gebeur daar. Daar's genoeg mense, dit kan ek jou verseker. En dan vra ek julle ook net, bid hierdie week saam met my, soos julle weet,
Ons kampuspastor in Helderberg kampus is 'n week terug oorlede. Sy het iets daarvan gesê, of so 2 weke terug is hy oorlede. En die Doxadayo groep het gevra dat ons net bietjie nader staan aan daardie gemeente. So ek en Mariet gaan vanmiddag ons na daardie kampus toe om net so bietjie te begelei die gemeente wat rou. Daar's 2 jong manne wat nou die leiersels daar met vat en net so bietjie saam met hulle te dink. Maar ek wil julle ook asseblief vra, bid saam vir daai gemeente, Doxadayo Helderberg. Bid saam vir die proses en bid ook saam op die einde van die dag dat ons die regte persoon weer daar kan sit. So dink saam met ons daaraan, dink aan die gemeente. Dani se familie, Dani Rood wat oorlede is, sy familie Joris is goed versorg. Doxadayo kyk goed na hulle, maar natuurlik hulle pa is oorlede. So ek vra julle ook om saam met ons daarvoor te bid. Dis nou die eerste keer in die geskiedenis van 30 jaar wat Doxadayo wat ons nou beleef dat een van ons kampuspastors afgesterf het en bid net asseblief saam met ons daarvoor. So dis wat al die nuus aanbetref, daar is soveel ander goed wat ek met jou kan deel. Maar kom ons sê amen en kom ons begin. Ons is besig met 'n reeks, laasweek begin. Janie het dit ingelei, liefde wat werk. Ek herinner jou. Ons het gesê ons gaan in 'n 3 jaar proses. Here het ons hier na George toe gestuur. Ons is city changers, ons maak 'n impak in ons omgewing. Om dit reg te kry het ons gesê, is dit belangrik dat mense knowing God, hulle met God leer ken, loving people, as ek God leer ken, is die logiese gevolg dat ek sal lief word vir my omgewing en vir mense, en dan volgende jaar gaan ons, hoe maak ek 'n impak in my omgewing en daar waar ek leef. So laas jaar het ons baie sterk gekonsentreer op hierdie kroon wat hier is. Wie is die koning? Wie is die koning? En ons moet verstaan dat ons kom nou net uit Paasfees uit. Met sy sterwe, met sy opstanding is hy verklaar as koning. En met sy opstanding het daar 'n nuwe era aangebreek. Die Jode het verwag, het gaan eers aan die einde gebeur en toe kom het sommer in hierdie tydperk en daar breek 'n nuwe era aan, want Christus het opgestaan uit die dode. En soos sy liggaam, 'n vernuwende liggaam, soos hy 'n vernuwende liggaam gekry het, so gaan hy ook sy geestelike liggaam nuut maak. En dit is alles te doen met wat profeseer reg deur die Bybel wat voorspel het, wat gesê het, sy heerlikheid gaan oral op hierdie aarde wees. Sy teenwoordigheid, heerlikheid, sy gewig, alles wat jy kan sê vir God, gaan sienbaar word reg oor hierdie wêreld. Maar onthou net terloops, as jy nou hier sit en jy sê, Jesus Jaco, dink jy nie aan die oorlog en al die goed nie? Hebreërs kom mooi en sê vir ons in Hebreërs 2 vers 8 en 9, ons sien dat alles is nog nie onder sy heerskappy nie. Ons kan sien in die wêreld as ons rondkyk, alles is nog nie onder sy koningskap nie. Maar die Bybel sê ons sien Jesus. En dan weet ons wat is sy plan. En omdat ons Jesus sien, daarom het ons hoop. So ons wat nou vanoggend hier sit, wat bely met ons monde, Jesus Christus is die koning van my lewe. Ons staan nou onder sy koningskap. En die Here plaas ons nou hier op aarde om te sê, maar nou met ons sy koningskap, soos dit in die hemele is, so ook op die aarde. So met ons nou hierdie manier van God, hierdie koningskapsmanier, hierdie heerskappy van God, moet ons nou kom uitleef op aarde. En die manier hoe ons dit gaan doen, en die basis vir al die uitleef tussen ander mense is sy liefde. Hoe hy oor liefde dink. Known by his love. En onthou wat ons van die liefde van God gesê het, nee, dis nie hoe ek daaroor dink nie, dis hoe hy daaroor dink. Sy manier, sy liefde, hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Hoekom gee hy 'n nuwe gebod? Want dan het 'n nuwe era aangebreek. So as daar 'n nuwe era aangebreek het, moet daar nou nuwe goed wees. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos julle mekaar lief hê, soos die liefde hier onder mekaar werk, binne in die gemeente, en binne ons as mense, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Daarom het ons gesê, gaan ons hierdie jaar praat, uit die boek van Korintiërs, maar hoe werk die liefde? Onthou die gemeente van Korinte was 'n bekende gemeente. Alles het goed gegaan in die gemeente. Paulus skryf, hy sê ek was die argitek van die bou van hierdie gemeente, maar nou skryf hy vir hulle in die brief, hy sê, maar ek sien, daar's sekere goed wat in die gemeente gebeur. Julle vat mekaar byvoorbeeld hof toe, julle stry onder mekaar, julle sê, watter gawes is die belangrikste, daar's sekere goed wat in die gemeente gebeur, wat nie pas by
Hy is die koning, wat nie pas by hierdie manier, hoe ons eintlik oorspronklik gedink het die gemeente moet wees nie. Daarom skryf hy sê, ek wys nou vir julle 'n uitnemender weg. Ek kom na julle toe en sê, hier's 'n beter weg met julle wat moet loop. En dan begin hy met 1 Korintiërs 13, die liefde. Die liefde vorm die basis. Luister nou mooi vir my mense vandag. Ons moet hierdie liefde van God, hoe hy oor liefde dink, gee God vir ons die geleentheid om nou reeds vandag dit in te oefen, hier by mekaar en by mense. Want hierdie liefde is vir hierdie era en vir die volgende era, dit gaan vir altyd bly. Onthou wat die Bybel sê, geloof gaan tot nut, gawes gaan tot nut, maar dit wat bly is die liefde van God, is die basis, is die teerpad waarop almal gaan loop. Dis hoekom ons hierdie reeks begin het, wanneer liefde werk. En hoe werk die liefde en hoe word ons bekend gestel aan hierdie liefde van God? Hy kom en hy gee vir almal wat in Jesus Christus glo, hy sit die Heilige Gees binne in jou. En die Heilige Gees is nou binne in jou en is aan die werk en leer jou nou, hoe werk hierdie liefde van God? En laasweek het Jannie dan begin met hierdie reeks en hy het gesê, as die liefde werk, in die eerste plek vanuit Romeine 8 uit, maak dit my vry. Ek gaan nou vir daai gedeelte lees, maar dit maak my vry. Die tweede ding wat hy gesê het is, as die liefde werk, dan dit rewires is die woord wat hy gebruik het, my denke. Dit verander my denke, maar dit stem ooreen met wat Paulus ook in Romeine sê. Julle moet julle denke verander, nou dat jy onder die ander koning staan. En nou moet jy agterkom, wat is sy goeie en welgevallige wil van hom? It rewires my denke. Maar dan ontdek jy ook wie jy werklik is en wat is jou rol binne die koninkryk van God. So net om op te som, dit wat hy laasweek gelees het, ek lees dit net gou vir jou, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees woon mos nou in jou, hy's nie 'n besoeker nie, hy's inwonend, permanent tabernakel in jou, of jy hom beleef of nie beleef, of jy het glo of nie, die feit is, as jy sê ja vir Jesus Christus, sê 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie, met ander woorde, hy kom en hy neem beslag van jou lewe. Hy sê, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die Gees woon nou in jou. Die Gees gaan jou besig hou met die geestelike dinge. Die dinge waarmee die sondige natuur hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. En dis die ding wat die Gees nou deur ons doen. Orals waar ons nou rond beweeg in George, by die skool, by jou, daar by die gym, daar by jou werk, daar by orals bring jy nou, soos in die hemel, so op die aarde, bring jy die koning, Christus, die gesalfde koning, bring jy sy manier, en sy manier is lewe en vrede. Onthou jy toe hulle na Johannes toe gekom het aan die einde van sy lewe en hom gevra het, wat sien julle in Jesus? Wat het jy by Jesus geleer? Dan sê hy, as ek jou iets kan vertel van Jesus, in hom is lewe. En hierdie lewe is 'n lig vir die wêreld. So jy bring lig, jy bring die geur van Christus. Jy bring dit met jou manier, die Christus manier. Paulus sluit die brief van Korintiërs waaroor ons die hele jaar saam journey, sluit hy so mooi af in 2 Korintiërs 13, die laaste teks, dan sê hy, dis die bekende gedeelte wat baie van ons kerke, vir al die sisterskerke aan die einde van die diens, spreek hulle dit uit oor 'n gemeente, en dis eintlik so mooi. Hy sê, mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, dis wat jy beleef het, sy genade, ons leer genade ken by Jesus, mag dan nou die genade van ons Here Jesus, en die liefde van God, die basis waarop alles gebou is, wat Christus vir ons kom wys, hoe werk die liefde, en die gemeenskap van die Heilige Gees, want ons het ons nou die Heilige Gees ontvang, nadat ons bewus geword het van sy genade, en van sy grote liefde van ons, ontvang ons nou die Heilige Gees, maar nou praat hy van die woordjie koinonia, gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal, amen. Dis interessant, die Engelse Bybel gebruik die woord die fellowship,
Want dis hoe ek agterkom hoe die liefde, die Heilige Gees gaan in my werk. Filippense 1 vers 6. As God dan die goeie werk in jou begin het, sal hy dit end voltooi tot die dag dat Jesus Christus kom. So God werk nou in jou, die Heilige Gees werk nou in jou, leer jou nou hierdie manier van liefde. Hierdie liefde werk nou binne in jou. Dit is baie interessant, daai woordjie fellowship, koinonia, partnership van die Heilige Gees. Kyk hierdie Griekse woorde in die oorspronklike vertaling. Met ander woorde, die partnership, die vennootskap met die Heilige Gees. Sien, jy moet vandag verstaan, die Gees woon in jou op hierdie oomblik. Onthou wat skryf Johannes, hy sê, ek sal die Gees in julle laat bly. Hy sal julle leer en julle lei. Hy leer en lei jou die pad van liefde. Hy wys vir jou hoe dit werk. En dis nie net kognitiewe of 'n gevoel wat hy in jou sit nie. Wat doen hy? Hy druk jou in omstandighede in. Hy druk jou in omstandighede in. En in daai omstandighede, saam met besigheidsmense en saam met ouens wat jy beweeg en vriende by die skool en alles, druk hy jou in daai moeilike omstandighede in. En hy sê, vorm 'n partnership en kom ek wys jou hoe werk hierdie liefde. Dink bietjie aan Jesus se 12 ouens wat hy gekies het. Aan die een kant kies hy 'n tollenaar. Al die Jode het tollenaars gehad. Aan die ander kant vat hy Johannes, hierdie sagte ou van die liefde, wat ons leer van die liefde. Aan die ander kant vat hy die ywerraar, die verregse ou. En hy druk hulle almal in 'n groep. Here, en hulle stoei met mekaar. Op 'n stadium sê hulle vir hom, Here, wie's die belangrikste? Op 'n stadium kom die een ou en hy verloon Jesus. Op die ander oomblik, dan sê Jesus, hierdie is jou moeder nou, skielik kry jy 'n nuwe ma by. Jy weet, aan die ander kant, hulle het die hele tyd met mekaar gestoei vir 3,5 jaar en het die liefde gewerk in hulle, in die Heilige Gees in hulle gewerk en hulle gestoei met mekaar. En op die einde van die dag, daar was selfs een wat gesê het, hy korrupsie in sy hart gehad, hy het alles verneekend te kere gegaan, hy het geld gevat, hy het al hierdie goed gedoen. Dis die lewe. Dis hoe God met ons werk. Hy druk ons in goed in. En dan het ons die Gees in ons, wat saam met ons werk en ons help. En so leer ons die liefde ken. Dis hoekom dit belangrik is, dat jy as Christen se verstaan, ons is 'n gemeente hier. Dis hoekom in die Bybel ons leer, toe die eerste gemeente gevestig is, wat is die eerste goed wat gebeur het? Daar was 'n gemeente, die tempelbyeenkoms, gaan lees Handelinge 2, Handelinge 1, gaan wag op die belofte van die Vader, die geskenk van die Vader, Handelinge 2, die belofte, die Vader, die Gees, word uitgestort. Wat is die volgende ding wat gebeur? Al vorm 'n gemeente, tempelbyeenkomste. Gaan lees aan die einde van Handelinge 2. Die volgende ding wat gebeur, hulle kom in groepe by mekaar. Was groepe sommer net, ag ja, Vader, kon niks anders te doen nie. Nee, want dit is in hierdie groep mense, waar ons met mekaar yster slyp yster, waar ons aan mekaar werk, waar ons nie van mekaar hou, alle verskillende mense, sit hy in hierdie groep en hy druk hulle in, en die Gees werk in elkeen se hart, en so leer ons mekaar, en so leer ons die pad van liefde, sodat ons die liefde hier buite kan uitdra. Dis hoe God werk. Hoeveel keer het mense al na my toe gekom, vir my gesê, hoorie Jaco, ek is in 'n klein groep, maar ek hou nie van daai en daai ou nie, en ek en hierdie ou kom nie lekker oor die weg nie, kan jy ons in 'n ander groep sit? En dan sit ons jou altyd in 'n ander groep, maar dan dink ek net by myself, jy gaan weer om die berg loop, want in elke groep is daar 'n suurknol. As ek nie hier voor julle was, het ek iets anders te genoem. Dis in elke groep. Gaan kyk maar, daar's altyd iemand waarmee jy hak of nie lekker oor die weg kom nie. Of dis hoe jy liefde gaan leer. Dis maklik om liefde te leer met mense waarmee jy oor die weg kom. Dis moeilik om liefde te leer van mense wat is altyd links, is altyd anderste as jy. Maar dis die plek, hoekom? Ek het 'n baie interessante teks van bewus geword in 2 Korintiërs 3 vers 18, ons almal ken hom. 2 Korintiërs 3 vers 18, nou kom ek gee net vir jou die agtergrond.
Ek kan nie vir jou al die tekste voor die tyd gaan lees nie, want dit is net te veel, maar gaan lees daai gedeelte in 2 Korintiërs 3. Dit gaan oor die gedagte van Moses. Onthou jy, Exodus 34 kan jy gaan lees. Niemand in die Ou Testament mag mos God gesien het nie. Maar toe kom Moses, en hy is op die berg, saam met die Here, berg van verheerliking, en hy sien 'n skadu van God se agterkant. En net as gevolg van daai skadu van God se agterkant wat hy sien, begin sy gesig te blink, te gloei. Ek weet nie wat om dit te noem nie. Soos as jy die stoombad kom by die son, dit gloei. Maar as hy net nou nog geblink ook. Hy blink. En dan kom hy af van die berg en hy moet met die volk praat. Maar dan blink sy gesig so, en as hy met die volk moet praat, dan sit hy 'n sluier oor sy gesig. As hy tussen die gemeente, tussen die volk van die Here kom, moes hy 'n sluier sit as gevolg van die heerlikheid van God wat op sy lewe is. Nou kom 2 Korintiërs 3 vers 18, kyk wat sê, terwyl ons, want jy moet nou onthou, daar het nou 'n nuwe era aangebreek. Hoe werk die heerlikheid van God nou? Nou word die heerlikheid aan ons geopenbaar. Kyk wat sê hy daar, met onbedekte gesigte. So in die konteks waar hy verduidelik hoe Moses 'n bedekte gesig gehad het, as hy tussen die vergadering, die kinders van die Here gekom het, kom die Bybel in die Nuwe Testament, nuwe era wat aangebreek het, Heilige Gees wat in mense woon, ons wat nou in God se teenwoordigheid kan wees. Die volk mag nooit, as hulle gekom het, as hulle net aan die ark geraak het, het hulle gesterf. Nou daar 'n nuwe era aangebreek. Onthou Efesiërs 2 vers 8 en 9, ons sit nou saam met hom in hemelse plekke. Hebreërs 4 vers 16, die genade troon van God. Ons kan nou saam in God se teenwoordigheid wees. Nou kom die Bybel en hy sê hierso, as ons nou die heerlikheid van God openbaar, is wanneer die heerlikheid gesien kan word, wanneer ons by mekaar kom en daar onbedekte, daar's nie 'n sluier oor ons gesigte nie. Met ander woorde, ons ontbloot onsself voor mekaar. Ons stel onsself oop voor mekaar. Die mekaar begrippe, hoe ons met mekaar werk, hoe ons oor die weg met mekaar, soms dra ons mekaar, soms vermaan ons mekaar, die mekaar begrippe. Dan as daar 'n vreemdeling instap, gaan hy so amazed wees oor hierdie verskillende tipe mense wat by mekaar is en met onbedekte gesigte, dan sien hy die heerlikheid van God. So die heerlikheid van God word geopenbaar, sê daai skrif, in dit hoe ons met mekaar werk. En die wêreld gaan hierdie heerlikheid sien, die gewig van God, oor hierdie verskillende soorte, ras en klas, wat by mekaar kom. Dis hoekom Paulus, toe die slaaf Filemon tot bekering gekom, en dan skryf hy aan die baas wat ook 'n Christen is, dan praat hy met Filemon, dan sê hy vir Filemon, luister, jy moet nou nie hierdie goedjies verwar nie, julle is saam Christene, maar jy is nog die een wat vir hom moet werk, jy gee jou beste vir die Allerhoogste. Jy sien, jy moet verstaan, dat jy kan nie as Christen alleen groei net op jou eie nie. God plaas ons juis by mekaar as mense ras, want God het nou 'n nuwe familie gevorm, en dis hoe hierdie nuwe familie met mekaar saamleef, en ons met ander gemeentes, daarom vat ons hande met ander gemeentes, hoe ons met mekaar saamwerk, hoe ons met mekaar saamleef, want die manier hoe ons met mekaar werk en met mekaar omgaan, dis hoe die Gees in ons werk, dis hoe die liefde in ons werk, en soos daar dan vreemde mense aankom, so sien hulle iets van die gewig, die heerlikheid van God. So die heerlikheid word nou geopenbaar, onbedek tussen ons. Hoor jy wat ek sê? So my vraag aan jou is jy deel van 'n groep Christene? Jy ergens ingeskakel? Want dis die manier hoe jy moet leer. Nee, ek het ergens seer gekry in 'n groepie. Kom oor jouself. Nee, hulle is kinders daar. Kom oor jouself. Want jy gaan nie groei nie. Die liefde moet werk in jou.
Almal anders is dalk verkeerd en jy reg, maar dalk is almal reg en jy moet groei. Dis hoe kom Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 28. Hy sê maar nou dat ons in Christus is, onthou in Christus ingesluit by hom, deel in sy oorwinning. Hy is nou die koning. Is daar nie meer man of vrou of Griek of Jood of slaaf of vryman nie. Want jy moet verstaan, met die koning se koms, die sterwe, die opstanding, het 'n nuwe era aangebreek en alles in daai tyd was anderste. Christus het 'n nuwe era met 'n nuwe ethos, 'n hele nuwe manier van werk voorgestel. In daai tyd, gaan lees dit, gaan doen navorsing daaroor. Vrouens het geen reg gehad nie. Geen reg. Die eerste ding wat Jesus doen toe hy opstaan, toe kom 'n vrou om te kyk of hy opgestaan. Hy kondig 'n nuwe era aan. Sy hardloop na die disippels toe. Sy sê hierdie groot ding vir, weet wat? Hulle het haar nie geglo nie, want sy's 'n vrou. Toe hardloop hulle self. Vrou het nie 'n bestaansreg gehad nie. Hy kondig 'n nuwe era aan die gemeente aan. Gaan lees Handelinge. Kan jy dink, skielik is vrouens nou deel van die gesprek. Kan jy dink hoe vreemd moes dit gewees het? Want die mans was altyd een kant en die vrouens het aan die ander kant. Kinders het niks beteken nie. Gaan lees bietjie hierdie geskiedenis van die Romeinse volk. Hulle sê die dreine het verstop as gevolg van die babetjies wat hulle afgespoel het in die dreine. Want 'n kind se lewe het geen waarde gehad nie. As jy nie 'n kind wou gehad het nie, hoef jy hom nie te aanvaar. Jy kom buite op die straat gesit of in die drein afgegooi het. Gaan lees dit. Gaan doen jou navorsing. Gaan Google. Gaan AI. As jy sê. Wat doen Jesus? 'n nuwe era het aangebreek. Die eerste ding wat hy doen, kyk hoe reageer die disippels. Hulle reageer uit die ou era. Nee, die kindertjies mag nie naby Jesus kom nie. Wat is Jesus? Eerste ding wat hy doen, hy sê hy het 'n nuwe era aangebreek. Laat die kindertjies na my toe kom. Hy sê skielik is al deel van die groep. Hey, Jood. Onthou die Jode het gesien, alle ander mense was heidene. Maak nie saak watter ras jy aanbehoort. Alle ander, as jy nie 'n Jood was, maar nou sê Jood en heiden, slaaf en vryman. Almal is nou een. Nou kan jy dink, as daar 'n groep mense by mekaar is, een is slaaf, een is vryman, een is man, een is vrou, hier's 'n kind, hierso is al hierdie tipe Jode en nie Jode, hulle almal kloek saam. Kan jy die spanning, die kultuur wat in elkeen is, kan jy dink hoe daai mense met mekaar gestoei, maar nou het elkeen die gees in hulle, die liefde is aan die werk, en hulle begin mekaar na 'n tyd, begin ons oor, wat sê hulle, alle groepe gaan mos deur forming, storming, norming, kan jy dink as hulle in die storming fase is, ek word geïrriteer deur die ding wat jy doen, en daai ding irriteer my, maar hier vorm ons, en dan kom die groep by mekaar, kan jy dink as daar dan 'n vreemdeling instap, en hy sien, dit is so antikultuur, dit is so revolusionêr, hoe hierdie mense, hoe hulle met mekaar werk, en met mekaar omgaan, dan sien hy die heerlikheid van God. Dan sê hy, dan moet 'n God wees, want hoe julle met mekaar werk, is Gods onmoontlik. Dan word hy bewus van die ander God, en dan is daai ding wat daar gevorm word, die liggaam van Christus, wat die beeld van God word vir die gemeenskap. So ek wil jou challenge vandag. Ons promoveer nie groepe nie. Ons promoveer nie gemeente nie. Ons sê dit is God se manier. Dis hoe jy dis hoe die liefde in jou gaan leer om te werk. En jy gaan in groepe wees. En jy gaan by mense wees, wat nie dieselfde gewoond is. Party mense kom jy maklik oor die weg, ander nie. The very draining people. Hulle is ook oral. Kan jy dink hoe draining was Matteus vir die disippels? Kan jy dink hoe draining was die ywerraad, die verregse ou vir die disippels? Kan jy dink hoe draining was hierdie liefdevolle Johannes vir sekere mense, die activator Petrus? Kan jy dink hoe draining was hy vir hom? Hy wil net liefde en Petrus wil net doen. Kan jy dink hoe daai ouens mekaar gewerk? Maar iets daarvan het gewys, 2 Korintiërs 3 vers 18, hoe die liefde van God werk. En ek wil jou vandag challenge, laat jy ergens vir jou broers of susters of 'n groep sal kry, waar jy kan deel vorm,
dat jy kan jouself onbedekte gesigte, jouself kan begin oopmaak en jouself kan begin blootstel en die kans waag om te sê, ek gaan dit weer eens waag, want dis hoe die Gees in my werk en in hulle werk en ons in mekaar werk en so groei ons saam, want op die einde van die dag, we want to be known by His, hoe hy liefde sien, nie hoe ek dit verstaan nie. Persoonlik dink ek ook, dis 'n groot rede hoekom die Here ons in 'n huwelik sit. Want ek weet nie hoe dit is nie, maar hy het die wysheid van alle mense, van God, om die knoppies in my lewe te druk waarin ek nog moet groei. Ek weet nie waar kom sy aan daai wysheid nie. Maar as ek nou mooi stil word en gaan sit en dink, dan besef ek, dis groei areas in my lewe. My kinders, hulle is nou groot. Toe hulle klein was hulle te bang om iets te sê. Nou dat hulle groot is hulle lippe los. Die Here gee hulle wysheid, dat hulle vir my sê, pa, jy moet in hierdie area ontwikkel, pa, jy sukkel nog met die ding. Weet nie waar kom hulle aan alles nie. Maar ek stel myself oop en sê, Here, dis hoe ek kan groei. En nou is die Heilige Gees in my, nou help hy my om aan daai goed te werk en te groei. Party vat jare, soos geduld. Ek hoop die dag voor ek sterf gaan ek dit hê. Maar ek vat jare, maar ek gaan dit kry. Ek is bewus daarvan. Ek is bewus daarvan, maar dit maak eintlik 'n verandering nie, maar ek gaan. Maar dis hoe die liggaam werk. En hoe meer ons as gesin mekaar kan help en aan die goed groei, hoe meer ons as klein, ek is deel van 'n mannegroep, hoe meer hulle inspraak in my lewe gee, ons inspraak in mekaar se lewens het. Ons is deel van groepe. Hoe meer werk die Gees in my, hoe meer as iemand by so 'n groep kom, sien hy iets van die heerlikheid, die gewig van God. Hoekom? Want hierdie manne is met onbedekte gesigte, stel ons lewens oop. Maak dit vir jou sin? Dis 'n nuwe era, 'n nuwe manier. Kom ons maak ons oë toe. Ek het soveel skrifte wat ek vir jou kan lees. Weet jy, ek het 'n bietjie gaan kyk in die week. Elke gemeente waarvoor Paulus skryf, dan ergens sal hy praat, julle is saamgevoeg in die liefde. You are knitted together. Julle word saamgevoeg deur die Gees. Die Gees werk die liefde in julle. Dit oor en oor en oor en oor. Die liefde werk. En luister nou vandag, jy moet vandag besef dat die Here werk in jou elke dag om hierdie liefde, die liefde van God, die manier van liefde, hoe hy dit sien, nie hoe jy dink daaroor nie, hoe hy dit sien. Hy is besig om daai liefde in jou lewe te werk. En die manier hoe jy die vinnigste kan groei, is om met ander mense verbind te wees en te leer dat daai liefde, want dan word die teenwoordigheid van God sigbaar binne in ons omgewing. En ek vertrou die Here en ek vertrou die Heilige Gees dat hy al hoe meer die liefde sal werk hier in ons gemeente. Ek weet hy doen, maar nog meer. En ons stel onsself as gemeente oop. Sê Here, werk. My lewe. Here, ek gaan my verbind aan mense. Ek loop die risiko dat hulle my gaan seermaak. Ja, is oké. Dit is die lewe. Maar ek gaan my verbind, want ek wil groei in die liefde, en ek bid dat die liefde in my sal werk. Die Gees woon in my. Leer my hierdie manier. Leer dit vir my. En God gaan jou in situasies sit. Dit is net hoe dit werk. In omstandighede, in werksverbande, en hoe hy dit ook al gaan doen, waar hy hierdie goed in jou lewe gaan werk. Dit is altyd, dit is hoe die lewe is. Dit is hoe dit werk. So Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe. Ons het gekies om onder U koningskap te staan. En ons leer U ken. En U gee vir ons daai sekerheid. Dankie dat ons U genade ervaar het.
Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, dankie dat ons U liefde beleef het, dat U ons ingetrek het, dat ons kinders van God is, niks kan ons ooit skei van die liefde van God nie. Maar dankie Here, dat U ook vir ons die belofte, die geskenk, die partnership met die Heilige Gees gegee het. En die Heilige Gees wat nou hierdie godsmanier, hierdie pad van die liefde in ons wil werk. Hy leer dit ons. En daarom kom ons in groepe en ons ontmoet mense en ons, dis net hoe die samelewing werk. Help ons dat ons Here die vraag sal vra, is nie Here, ek wil nie meer met daai mense, hulle irriteer my, maar laat ek Here sal vra, wat moet ek leer? Wat moet ek leer? Hoe wil U my iets leer uit hierdie verhouding uit? Dankie daarvoor. Dankie dat U altyd besig is, elke dag, alhoewel ons dit nie elke dag beleef of ervaar of dink. U sê, U werk met elkeen van ons elke dag, U is besig. En ons eer U daarvoor. Dankie dat U ons denke vorm. Dankie dat U skaaf van ons. Dankie dat U wegvat wat nie koninkryk is. Ons eer U daarvoor. U leer en lei ons elke dag.